Kyk, daar was op 'n stadium wat mense by sekere plekke was die water, is die drinkplek mos nou daar. En wanneer die mense nou kom na die drinkplek toe, dan sien hulle die uit mos op lig, mos op kool, hulle sê mos, ek wil hom ook graag hê, maar ek kan hom nou nie aan kry nie, want hulle sê dit 'n diamant. Nou die diamant, die gee lig. Nou hy wy rond in daardie lig. Ek het dit nie self gesien nie, maar hy wy rond in daardie lig. En dan moet jy my nou nie nader kom nie, jy moet my nou nie daar wees nie, want as jy moet dat dan nou probeer. Wat is die probleem? Nee, hy kan jy mos aanval as hy lus het. In Pella, waar die Oranje rivier deurgaan, daar is nou nog een wat daar rond beweeg of daar rond is of wat ook al, want daar verloor nog dikwels mense wat net kom na die water toe en nooit weer terugkom. Miskien loop swem of wat ook al. Nou die verskynsel wat die slang maak is dat hy vertoon hom in iets waarna die mens begeer of wat hy nou graag wil hê. As ek nou dink aan 'n geval in langs die Olifantsrivier. Daar was 'n geval waar 'n meisietjie geloop, 'n jong meisie, na die rivier toe, nou maar seker 'n bietjie gaan swem of wat ook al. En toe sien sy nou op die rivierwal, naby die wal, in die water, naby die wal, sien sy toe 'n gitaar rondbeweeg wat sy toe nabegeer om daar te gaan. Sy probeer om die gitaar in die hande te kry en sy het nooit teruggekom. Dis nou jare terug. Of het waar is, weet ek nie. As hulle lieg, dan lieg ek ook. Ek sê dit nou. Maar vandag glo die mense, bestaan hy nog steeds vandag? Soos ek sê, nou nog in Pella. Hier rond seker nou nie meer nie. Maar soos in Pella byvoorbeeld, in Noord-Kaap, hier so by ons. Daar beweer hulle nog dat hy is nog daar. Beweeg nog daar. Dis die groot slang. Interessant. Daar kan jy kyk oorkant, daar op die regterkant, soos jy dan toe ry op die regterkant. Oorkant sal jy so 'n wit streep teen die berg sien afkom. Dis maar net 'n kliprif, seker 'n watertekend of ek weet nie wat nie. Maar daar was vroeër jare ook so 'n slang gewees. Waar 'n sekere om daar wat brand daar oorgekom het. En toe hy by die kraans omkom waar die water nou hier is, hy kom nou met die voetpad. Toe hy by die water omkom gestaan hier 'n man met 'n wit pak klere, ek met 'n swart pak klere en 'n wit hemp aan soos 'n predikant. En hulle sê die het so groot geskrik dat hy sê hy het gepruim. Dus die mense, groot mense pruim toe. Dat hy sy pruimpie daar ingesluk het en kom maar so gehardloop het. Dis wat hulle gesê het, ek weet nie of dit waar is.